Goeiedag. Ons gaan vandag oor layers praat. Dit is die hart van Photoshop en ek dink as u Photoshop gebruik, moet u layers verstaan. Ek dink is sinneloos om 'n Photoshop program te koop en dit te gebruik as jy nie layers verstaan en dit ook gebruik nie. Nou, hierdie stukkie wat julle hier sien, is die layers palet. Deesdae praat ons van 'n layer panel. Ek sal nou meer oor hom sê, maar al wat ek hier wil wys, hy wys hoeveel lae is daar op jou skerm. Nou, hier kan julle sien is daar 2. Die background is daardie ene, dis van die huis, en layer 1 is van die kar, dis hierdie een. Nou kyk nou mooi hierna, die huis daar is presies wat u daar sien. Maar as jy na die kar kyk, sal jy sien die kar is daar en bokant dit is niks, daar's net so 'n check. Nou daai check beteken, dit is deurskynend, transparant. As hierdie een nou bo is en ek kyk nou van bo af, dan waar die kar is, sal ek niks onder hom sien nie, maar waar die deurskynende deel is, sal ek daai sien. En dit is dan van daar na hier. Hier is nou die kar op die wat nou die boonste laag is, daardie een, en daardie is die huis wat die onderste een is. Hier kan julle dit ook sien. Hier is die onderste laag, dis die huis, dis die boonste laag, dis die kar en daai deel is deurskynend. Nou sit ons 'n derde foto bo op en dit is van 'n vrou, hierso, die vrou met alles deurskynend rondom, daar is dit, die vrou met alles deurskynend. So, as ek nou van bo af na onder toe kyk, dan sal ek haar sien en niks onder haar nie, maar langsaan sal ek deur sien na die kar toe, maar niks onder die kar nie. En hier kan julle dan sien, hierdie is die boonste laag, die kar is die middelste laag en die gebou agter is die derde laag, of die onderste laag. So het ons dan nou hierdie foto gebou. Nou hierdie is die werkspasie van Photoshop. Hier is die toolbox, daar is die menu bar daarbo en hierso is die palette of die panel, soos ons deesdae sê. En die layers panel, dus daar staan layers, is altyd hier regs aan die onderkant. As jy die layer panel wil oopmaak, dan in die menu bar gaan jy na Windows toe en jy klik layers, dan sal hy outomaties die layer panel oopmaak. Nou hier is die layer panel. Ek gaan nou hier rond begin en dan gaan ons nou so reg rondom. Daar is om toe te maak en om te minimize of om klein te maak. As jy daar klik, maak 'n submenu oop en hier is hy dan. Dock to palette well beteken net dat jy stoor hom regs bo in die Photoshop werkspasie en jy kan hom van daar af weer vinnig terugkry deur net op hom te klik. Dis so 'n stoorplek, maar ek self gebruik dit omtrent nooit. Dan onder hom, as jy 'n nuwe layer wil maak, kan jy daar klik. As jy 'n bestaande layer wil dupliseer, of as jy 'n layer wil wegvat, om wil delete. 'n layer set is 'n groep layers wat jy as 'n enkel layer saam hanteer. En dis meer by grafiese ontwerp wat hulle dit gebruik. Vir gewone verwerking van foto's gebruik ons dit nie. Dieselfde met hierdie. Die blending options is ook daarso. En ek gaan later meer oor hulle praat, want hulle is nogal handig. Dan die merging layers, dit is as jy wil layers saamvoeg. Merge down beteken maar net, jy gaan as ek 2 of 3 so highlight, dan gaan hy hulle saamvoeg as 'n enkele layer. Merge visible, dit beteken al die layers wat die oogie by het, gaan hy saamvoeg as 'n enkel layer. Ons gebruik hulle eintlik nooit nie, maar hierdie een gebruik ons baie. Dit is as jy 'n paar layers het en op die einde, as jy nou klaar met jou verwerking is, wil jy teruggaan weer na 'n enkel laag, dan flatten jy hom. Goed, dit is dan die submenu. Nou, die opacity gebruik ons ook baie.
as die opacity 100% is en ek het twee verskillende fotos op mekaar soos hier, dan sien ek net daai een. Ek sien nie hierdie een nie. As ek die opacity afbring na 50%, dan gaan ek deur hierdie een kan kyk. Ek sien 50% van hom en ek sien 50% van hom. En as ek die opacity afbring na 0% toe, dan sien ek niks van daai een nie en ek sien dan net hierdie een. Die fill-funksie gebruik ons eintlik by redigering van fotos ook nie. Dan het ons die twee lae in hierdie geval. Ek gaan nou weer 'n bietjie oor hulle sê, maar ek gaan nou eers af hier na onder toe. Hier is 'n klomp icons. Die asblikkie beteken natuurlik om 'n ding te delete. As ek nou op hierdie een klik en ek hou my muis aan die linkerkant in en ek drag hom tot in daai asblikkie, dan delete ek daai laag. Hierdie is om 'n nuwe layer te maak, amper soos daai ene. As ek net hierop klik, ek doen niks anders nie, dan maak hy 'n nuwe laag bokant hierdie bestaande een oop. Maar dit gaan 'n deurskynende laag wees. Met ander woorde, hy gaan hierdie prentjie, die hele ding gaan 'n check wees, soos ons net nou gesien het. Hy gaan deurskynend wees. As ek daai een drag tot in hierdie, dan dupliseer hy daai laag. Of as ek die background layer drag, dan dupliseer hy die background. Hierdie enetjie is baie handig. Dit is die adjustment layers, maar dit is nie regtig deel van hierdie lesing nie. Dit gaan in die volgende lesing inkom wanneer ons oor maskers praat. Hierdie een gebruik ons ook nie. Dit het te doen met die set, die groep wat 'n mens saamvat, is meer by grafiese ontwerp, maar by verwerking van fotos gebruik ons hom nie. Hierdie een gebruik ons baie, dis om 'n masker oor 'n foto te plaas, en die volgende lesing sal daaroor handel. Dis nie deel van hierdie lesing nie. Hierdie is die styles waar jy verskillende effekte op jou foto kan sit, en ek gaan net een demonstreer, en dit is om 'n raampie om jou foto te sit. Dis handig daar. Die oogie beteken jy sien die foto of hy's aktief. As jy die oogie afskakel, gaan jy hom nie sien nie. Ek het net nou byvoorbeeld gesê, omdat die opacity 100% is, gaan jy net daai foto sien as jy van bo af kyk. En ons kyk altyd van bo af. Jy gaan nie daai sien nie, maar as ek hierdie oogie op hom klik, dan raak hy weg, dan is daai blokkie leeg. Dan gaan jy nie daai sien nie, dan sien jy net hierdie. Hierdie is 4 funksies van om die aktiwiteite hier te sluit. Lock met die check beteken, as daar 'n checklaag is hy gesluit. Jy kan niks met hom doen nie. Hierdie ene met die kwassie sluit die hele prentjie, dat jy niks met hom verder kan doen nie. Hierdie sluit iets in 'n sekere posisie, en hierdie sluit dan ook eintlik al die verskillende lae. Maar weer eens, vir gewone verwerking van fotos gebruik ons ook nie eintlik hierdie nie. Hierdie gebruik ons, dit is die blending options, en ek sal dit net nou demonstreer. Dit is 'n maklike, vinnige manier om interessante effekte op jou foto te kry. So dit gee dan vir julle 'n idee van die layers panel. Nou hier is nou byvoorbeeld 'n foto wat ek nou net klaar verwerk het, en ek wil nou net vir julle wys hoe lyk die layers panel van hierdie foto. Ek gaan hom net in Photoshop oopmaak. Gee net 'n oomblike kans. Dan kyk julle hier na die layers panel. Julle sal sien dis layers, en hy het altyd channels en paths saam met hom, maar die gebruik ons ook nie eintlik by gewone verwerking nie. Nou kan julle sien, hierdie foto het deur 'n hele klomp stappe gegaan om daar te kom waar hy is. Die background het ek gedupliseer, en toe het ek 'n masker opgesit en 'n sekere effek gekry, toe het ek weer na 'n gewone laag, weer 'n masker, weer 'n gewone laag, weer 'n masker. Hierdie effects en stroke is die raampie wat ek omgesit het. Julle kan hom miskien net nie sien nie, hy is baie klein en onopvallend hier. En dan het ek op die einde het ek weer iets gedoen. Nou ek gaan nou byvoorbeeld net op daai oogie klik, dan sal julle sien hoe die foto verander. Dit is so 'n laaste ding wat ek gedoen het. Ek het gevoel die foto is 'n bietjie onderbelig, en toe het ek hom geaktiveer met curves. Julle kan sien ek het die
ligte dele gevries deur daar te klik. Ek het die donker dele gevries deur hier te klik, en toe het ek die midtones of die middelkleure 'n bietjie helderder gemaak. As jy hom oplig, dan maak jy hom helderder, en dit is hoekom hy dan verander het. Goed, nou gaan ons net uit hierdie foto, ons gaan nou terug na die ander foto's wat ons het. Goed, nou hoe maak 'n mens 'n nuwe laag? Daar is 'n hele klompie maniere om dit te doen. Die maklikste manier is Ctrl-J. Jy druk Ctrl en jy druk J gelyk en onmiddellik maak hy vir jou 'n nuwe laag, en dis gewoonlik as jy byvoorbeeld dit met die begin doen, dan dupliseer hy die background layer. En ek dink dis iets wat 'n mens altyd moet doen. As jy begin om 'n foto te verwerk, begin jy met Ctrl-J, maak 2 laag, dan werk jy op die kopie laag. Die oorspronklike background laag bly soos wat hy was. Met ander woorde, jy verander niks aan hom nie, en jy kan byvoorbeeld alles bokant dit in die layers panel delete later, en jou oorspronklike laag bly onaangetast. Dan kan jy klik New Layer Icon in Layers Panel. Nou, dit mag nou Grieks klink vir julle, ek gaan nou net terug na hierdie foto toe. Dit is daai enetjie. As jy hom klik, dan maak hy 'n nuwe laagie oop. Die derde een is Drag Background Layer into New Layer Icon. Dit is dan, jy vat jou background layer, en jy trek hom in daar, dan dupliseer hy hom, dan jy dieselfde 1, 2 op mekaar, en dit is dieselfde as Ctrl plus J. Die volgende een is Layer, New Layer. Dit is in die menu bar van Photoshop, een van hulle gaan daar layer wees, ek dink is hy daai, en dan gaan jy net na layer, klik onder hom new, en klik dan layer. Dan 'n new adjustment or fill layer in layers panel. Nou dit beteken, jy klik op hierdie enetjie hierso, en dit gee dan vir jou adjustment layers. Dit beteken, dis funksies soos curves, levels, color balance, hue and saturation, al daai funksies met 'n masker kry jy dan as jy hier klik. Die volgende een is die adjustment panel. Dit het ons dan net nou ook oor gepraat. Dit is hierso. Daar kan jy 'n nuwe layer, of jy kan dupliseer, dit is dan nog 'n manier. En die laaste een is om 'n seleksie te maak. As jy 'n seleksie binne 'n foto maak, dan, en jy copy en paste hom, dan word hy 'n nuwe laag. Nou ek gaan dit net gou weer demonstreer sommer op hierdie foto. Goed, ek gaan nou sommer vinnig 'n seleksie hier maak. Daar is hy. Daar is my seleksie. Nou as ek hom nou copy en paste, dan gaan hy 'n nuwe laag daarbo maak met net daardie op, en alles rondom gaan dan deurskynend wees. So dit is hoe hy werk. As ek die hele foto 'n seleksie van maak, dit is Ctrl en A saam, A vir all, dan sal julle sien, mense het hierdie muurtjies reg rondom, en as ek hom hierdie nou copy en ek paste hom, dan gaan hy hierdie hele foto daar bo plaas. Dan het ek een foto bo 'n ander foto. Goed, so dit is dan die verskillende maniere om 'n nuwe layer te maak. En die twee wat ons dan, die paar wat ons die meeste gebruik is Ctrl en J, die adjustment layers, maar dis nie deel van hierdie lesing nie, en seleksies. Dis die 3 wat die meeste gebruik word. Goed, hier is 'n foto van 'n besondere speldekussing, is 'n Australiese speldekussing, en hier is 'n foto van hierdie rooi blomme. Nou, ek wil nou hierdie foto, ek hou nie van sy swart agtergrond nie, ek wil hierdie as 'n agtergrond hê. En nou wil ek hierdie 2 foto's vat, en ek wil hierdie een as hierdie een se agtergrond maak. So,
As ek nou dit wil doen, dan moet ek hier begin. So ek maak nou eers hierdie foto oop. Daar is hy. Julle kan sien ek het net die een laag. Maar nou kan julle sien, hierdie is veelste helder. Ek wil hom heel wat donkerder maak. So wat ek nou gaan doen, ek gaan vir hom so amper soos 'n halwe masker oorsit. Ek gaan nou eers op hierdie enetjie hier regs onder klik in die layers panel. Kyk, as ek hom klik, kan julle sien daar het nou 'n tweede laag gekom, maar hy's deurskynend. Nou gaan ek hom inkleur met swart. En om dit te doen, gaan jy na edit, vul. Jy vul daai leë blokkie met iets. Nou vra hy vir my hierso om 'n klomp opsies. Ek kan hom met black vat, ek kan hom 50% grey vat, ek kan hom white vat. Nou, maar ek gaan hom op black vat, of ek kan sê foreground color, want my foreground color is swart, so albei sal dieselfde effek gee, maar kom ons klik black. Dan sê ek OK. Nou kan julle sien, nou het hy swart geword. Daar is swart en dis dit. Nou gaan ek die opacity afbring totdat ek tevrede is. Kyk, as ek die opacity op 50% sit, dan lyk hy so. As ek hom op 0 sit, dan is ek terug waar ek was, want ek sien nou nie daai raak nie. As ek hom op 100 sit, dan sien ek net dit, maar as ek die oogie klik en hy's weg, dan sien ek nie daai nie, dan sien ek net hierdie. Goed, so ek gaan nou hierdie afbring na, kom ons sê so 50 of miskien 'n bietjie meer so. Maak dit 'n bietjie meer, kom ons vat hom tot so by omtrent 60%. Goed, daar is hy 60%, nou is ek tevrede met hom. Nou gaan ek die ander blom bo-op sit. So nou klik ek weer op Bridge, dis maar die oopmaakprogram, en ek klik op hom. Dan maak hy hom oop. Nou as ek hierdie foto bo-op daai ander een wil sit, julle kan sien, hy registreer nou net hierdie foto, maar as ek hierdie een bo-op die ander wil sit, dan moet ek eers die hele foto selekteer. Dit is Ctrl A. Dan klik ek Ctrl C vir copy en Ctrl V of W om hom weg te vat. Dan Ctrl V om hom te paste. Maar nou sien ek, hy het nog altyd sy agtergrond. Ek wil nie daai agtergrond hê nie. Ek moet dan net die blom opsit. So ek gaan hierdie foto nou eers wegvat. Daar is hy. Ek het hom nou gedelete. Nou gaan ek hom weer oopmaak. En nou gaan ek hierdie swart selekteer met die Magic Wand tool. Daar is hy linksbo en ek klik maar net daar. Nou kan julle sien, hy selekteer alles van daar tot hier. Maar ek wil hierdie selekteer. Ek wil hom inverse, ek wil hom verander hier na toe. So dan gaan ek na select inverse. Nou het hy die blom geselekteer. Nou sê ek Ctrl copy, nou is die blom in die geheue van Photoshop. Nou wil ek hierdie hele foto wegvat, Ctrl W, en nou paste ek Ctrl V. Daar is die blom. En my agtergrond is nou reg. Maar hierdie blom moet 'n bietjie laer afkom. Ek wil daai snit daar hier hê. So, julle kan sien, daar lê hy nou. Nou gaan ek na die Move tool toe, daar linksbo. Ek klik op hom en ek trek hom maar net af. Ek wil hom miskien so 'n bietjie eksentries plaas. Daar is hy. Nou is ek tevrede met my foto en daar het ek my 3. En as ek hom nou wil flatten, dan kan ek gaan na my menu toe en daar is flatten image en as ek daar klik, dan sien julle hy het nou net een laag, maar ek het alles wat ek gedoen het. So dit is hoe ek vir myself dan 'n agtergrond hier kon skep. So ek gaan hierdie toemaak. Nou net iets oor die background layer. Dis daai onderste een in die layers panel. Hy kan nie geskuif word nie. Jy kan nie met transparency op hom werk nie. Hy kan ook nie gedelete word deur hom in te trek in daai asblikkie in nie. Jy kan hom nie rondskuif nie, maar jy kan hom wel aktiveer. As jy Alt druk en jy dubbelklik op 'n background, kan jy dit doen. Ek wil dit net gou demonstreer. Ek gaan Ctrl J druk net om te 2 lae te kry. Nou kyk, hierdie background layer kan ek hier skuif. Hy behoort eintlik nie te kan skuif nie, want hy is gewoonlik vas. Maar as jy Alt druk
en jy dubbelklik op hom, dan is daai slooitjie is weg. Nou is hy soos enige ander leier. Jy kan hom nou daar sit, jy kan hom weer terugtrek. Jy sal sien, sodra ek hom op die regte plek het, is daar 'n dubbellyntjie. En as ek hom optrek, sodra hy op die regte plek is daar 'n dubbellyntjie. Kan jy hom rondskuif. Goed, ek maak weer hier toe. Ek gaan nou na die volgendes. Nou, wat is die voordele van leiers? Die eerste voordeel, en dis 'n baie belangrike voordeel, is dat jy beskerm jou oorspronklike laag of jou oorspronklike foto, want hy vorm die agtergrond. Dan sodra jy 2 lae het, dan kom daar 'n hele aantal ander funksies in aksie. En ek gaan net hulle een vir julle wys. Blending modes gaan ek gou vir julle demonstreer. Ons vat hier die volgende foto. Dis 'n foto wat ek tydens 'n stofstorm geneem het. Maar hy's baie vaal. Nou, die blending modes is onaktief as daar net een laag is. Die oomblik as jy hom dupliseer, hou jou oog daar, ek dupliseer, dan kan jy sien hy word aktief. Nou, as jy daar klik, dan kom daar 'n klomp blending modes. Hierdie is die groep wat hom donkerder maak, hierdie is die groep wat hom ligter maak, hierdie is die groep wat meer kontras gee, en dan 'n paar ander. Wat ons die meeste gebruik is multiply om hom donker te maak, screen om hom ligter te maak, en overlay of soft light om die kontras te verhoog. Overlay is sterker. Nou, ek gaan hier op overlay klik, kyk nou wat gebeur met die foto. Kan julle sien die dramatiese verskil? As ek daai oogie klik, dan wys hy vir jou hoe was hy, dan sien ons net die background nou, en as ek hom klik, sien julle wat nou gebeur. As hierdie effek te sterk is, kan ek hom minder maak met die slider, die opacity slider, want baie keer lyk hy 'n bietjie onnatuurlik. Ek dink hierdie is foto spesifiek, sal beter lyk as jy hom eintlik net tot daar vat, of 'n bietjie hoër, dan lyk hy vir my eintlik beter. Die tweede voordeel is, jy kan transform, free transform, warp, ensovoorts. Dis 'n klomp baie belangrike funksies. Ek gaan net ook dit weer demonstreer. Ek gaan weer hierdie ene vir julle voorop sit. Ek gaan hom nie nou donker maak om tyd te spaar. Ons maak daai ene oop om hom bo te sit. Ek gaan hom weer selekteer. Ek gaan hom weer select en inverse, en ek gaan hom copy, vat hierdie foto weg, paste hom, en dan as ek Ctrl-T druk, Ctrl-T, dan gee hy hom so 'n blok. Nou kan ek hom kleiner maak, byvoorbeeld, ek kan hom kleiner maak, ek kan hom net een kant toe optrek as ek wil, ek kan hom selfs draai as ek wil, en as ek op daai enetjie klik, daai ene is om hierdie weg te vat, daai is om die funksie te delete. Maar as ek op daai een klik, dan kan ek die proporsies van hierdie ding verander. Byvoorbeeld, ek kan daai uitvat, en ek kan daai uitvat, en ek kan hierdie so 'n bietjie intrek, en ek kan hierdie 'n bietjie intrek. En julle sien nou dat ek hierdie blom se hele vorm verander, en dis baie handig as jy byvoorbeeld 'n gebou afneem met 'n wye hoeklens, en die gebou is so 'n bietjie skeef, dan kan jy hom reg trek so, en dan kan jy klik, sê ja, daar is my foto nou, en ek kan hom weer skuif as ek wil, tot waar ek hom wil hê, sê nou maar daarso. So, dit is baie handige funksies wat 'n mens nogal baie gebruik in fotografie. Goed, die volgende een is het ek nou sommer oor gepraat, die blending, die transform, die fill function. Die content aware is 'n baie interessante een, en ek wil hom net demonstreer. Hierdie een, daar sê, ek gaan hom met Ctrl en J druk, dan het ek 2 lae hierso, en as ek nou edit druk, en ek klik op die fill, dan kry ek 'n hele klomp funksies, en die een is content aware. Wat ek doen is, ek vat een van daai funksies daar, gewoonlik is hierdie enetjie, want hy werk, dis die middelste ene, en dan klik jy net so om hom. Jy selekteer hom, maar net rofweg, so,
en daar, en so, en dan gaan jy na edit oor, dit is hoekom hy nie gewerk het nie, ek het nie geselekteer nie, hy behoort nou daar te wees, daar is hy, content aware is nou actief, en ek sê, ok, nou kyk net daar, hoe pragtig vat hy hom weg, en dan om daai weg te vat, is net Ctrl en D vir deselect, kyk daar, so wonderlik vat hy hom weg. Ek sien, ons het nou gespring na daai foto, ek wil net hierdie foto ook demonstreer, as ek hom Ctrl en J en ek klik op soft light, dan gee hy 'n baie mooi effek. As ek op overlay klik, is hy 'n bietjie te sterk, na my sin. Goed, en dan die ander ene wat ek wil wys is, net sien, nou, die ander een wat ek wil wys is die ander foto, wat ons hom bietjie ligter gaan maak. Hierdie foto is vir my bietjie te donker, ek gaan weer Ctrl J druk om 2 lae te kry, en dan gaan ons na screen. Onthou, hierdie maak donker, hierdie maak lig, hierdie gee kontras. Daar is die screen. Nou is hy amper vir my 'n bietjie te lig, en nou kan ek hom hiermee 'n bietjie donkerder maak as ek wil, of ek kan nou 'n ander blending mode byvoeg, maar om dit te doen, moet ek 'n nuwe laag daar skep. Nou, om dit te doen, druk jy 4 sleutels gelyk. Dis Ctrl, Shift, Alt en E. En ons gaan dit weer noem net nou. Julle kan sien, hy het nou die effek. Kyk, daai is donkerder as daai. So hy het nou die effek van die screen daar gesit. Nou gaan ek na soft light toe. En kyk hoeveel beter maak hy nou hierdie foto. Ons so 'n bietjie donkerder maak net, as julle sien, hy sal daai 2 oogies wegvat, dit is soos dat hy was, oorspronklik, en toe dit, en nou dit. Baie maklike manier om vinnig 'n beter kleurversadiging en kontras in jou foto te kry, baie handig. Goed. Kyk net na nog voordele, ons het nou gepraat oor die fill function, en styles, dit is om 'n rampie om jou foto te sit. Nou ek wil net gaan wys hoe dit werk, kom ons vat 'n foto soos hierdie ene waar ons dit mooi sal sien. Weereens Ctrl J. Nou gaan jy na hierdie enetjie toe en jy klik die onderste een, stroke. Dan vra hy vir jou, ons los hom maar daar, die size, jy kan hom 3 pixels wyd maak, 6 pixels, 9 pixels. Hy werk op sy beste hier tussen 6 en 9, so kom ons maak hom maar 6 pixels. Hy moet inside wees, daar sien ons hom nou, nou is hy pikswart, en ek wil hom 'n ander kleur maak. Nou 'n baie handige area is hierdie hierso, klik maar daarso, en kom net weg van die rooi af, klik een van hierdie hier rond, dan gee hy vir jou so 'n neutrale, dis daai kleur, hy kan amper so 'n metaalkleur raak. Maar dit is 'n baie handige plek vir 'n rampie. Dis 'n baie neutrale plek vir 'n rampie, en jy kan hom sê en OK. Daar het ek hom dan. Goed, dan maskers gaan ek nie hier oor praat nie, en dan vir graphic design en art kan jy nie anders as om in layers te werk nie. Goed, ons het nou al oor hierdie foto's gepraat. Dan wil ek net laastens noem, as jy 'n laag het, layers het, en jy wil 'n nuwe begin maak, dan klik jy hierdie 4 saam, Ctrl, Shift, Alt en E. Dan maak jy 'n nuwe begin, en dan gaan jy weer verder van daar af. So, as jy foto's verwerk, gebruik altyd layers. Begin met Ctrl J en werk dan verder, en gebruik maskers, maar dit is dan 'n ander lesing. Baie dankie.